Julle kan dan julle Bybels blaai na 1 Johannes 3 toe. So ons gaan nou nie vanoggend aan met Exodus nie. Ons gaan kyk vanoggend na 1 Johannes 3 vers 1. Net daar die een versie. Hoor die Here se woord, ons gaan lees van vers 1 tot en met vers 6. Vorige hoofstuk se laaste versie is ook belangrik, so kom ons begin daar, hoofstuk 2 vers 29. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Elkeen wat die sonde doen, en daai woordjie doen, is aanhoudend doen, dis leefstyl doen. Elkeen wat die sonde as 'n leefstyl pleeg, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. En elkeen wat in hom bly, sondig nie. Weer eens dieselfde sondig in sy leefstyl. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien en hom nie geken nie. Net tot daar, en ons kyk dan net na die eerste versie. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys. So, hoor daardie opdrag. So, dit is 'n opdrag. Kyk. Hoor dit. Kyk na die liefde wat die Vader ons gegee het. Johannes in hierdie brief vol van merktekens van die ware gelowige, die wat God regtig ken, die wat uit hom gebore is, die wat in Christus is. Hy gee 'n klomp merktekens reg hierdie brief van hoe sien jy iemand as 'n Christen? Hy stop net hier vir 'n oomblik en sê, voor ons nou aangaan met die merktekens, sien net eers hierdie raak. Hier in die middel van die brief, 5 hoofstukke, in die begin van hoofstuk 3, kyk. Vers 29 sê van die vorige hoofstuk, elkeen wat die geregtigheid doen, is uit God gebore. Kom ons stop net eers, sê Johannes, kom ons stop net eers by hierdie ding van uit God gebore. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan jou bewys het, gegee het, dat jy uit hom gebore kan wees. Ons kan daai groot vertaal met van watter land. Kyk van watter land is die liefde van die Vader vir jou. Dis ongeken, dis out of this world. Dieselfde woord word gebruik in Matteus 8, waar Jesus die storm stil maak en sy disippels dan sê, wat vir 'n mens is hy? Dis ongekend, wat is hierdie? So kyk na die liefde, hierdie groot, vreemde liefde. Ons moet nie net oor hierdie lees nie, dis regtig ontsettend groot. Ons moet kyk. Ons moet soos
Psalm 34 wat ons net nou gelees het in die begin. Smaak, proe dit. Moenie net insit en insluk nie, proe dit. Kyk dat God goed is. Smaak dat God goed is. Of soos Psalm 36 wat ons ook net nou gaan sing, o Here, u goedertierenheid, u liefde is tot in die hemele. U trou tot in die wolke, hoe kosbaar is u goedertierenheid, o God. Die psalmdigters het op verskillende maniere probeer uitbrei op wat hierdie fasette van God se liefde is, soos die diamant wat jy kan draai. Kyk so en kyk so en kyk so en al hierdie verskillende woorde, dit raak nooit op nie. Hoe kosbaar is die goedertierenheid, o God. Die gelowige kan nie ophou kyk nie. So kyk. Ons sien ook in vers 1, ons hierdie gevolg van hierdie liefde. Omdat God ons lief het, is ons nie meer wat ons was nie. En daarom haat die wêreld ons. So ons kan hierdie versie saamvat onder 'n tema. Ja, dis kyk na God se liefde. Die tema kan wees God het ons lief, daarom haat die wêreld ons en die wêreld haat ons, maar God het ons lief. So vers 1 begin dan met kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het. Wat is hierdie liefde wat ons moet raak sien? Wel, dis die liefde wat gemaak het dat ons kinders van God kan wees. Kyk na die groot liefde wat die Vader ons bewys het of gegee het, dat ons kinders van God genoem kan word. En as God noem, as hy sê, dan is dit. So in sy liefde het hy ons sy kinders genoem, gemaak. Dis hoekom vers 2 ook sê, ons is nou sy kinders. Dis nie 'n miskien nie, jy is sy kind. God het genoem en nou is dit waar, ons het die naam gekry, kind van God, en werklik die status ook, kind van God. En dis nie maar net sommer nie, God het nie net dit maar net sommer gedoen in die verbygang. Hierdie liefde van God is die gee liefde, totaal en al onverdiende, selfopofferende gee liefde van homself. In Johannes 4, hoofstuk 4, vers 9 en 10 gee ons die definisie van hierdie liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Dis liefde. Hy het hierdie liefde gegee, deurdat hy sy seun gegee het. Hy is liefde, so hy het homself gegee. Sy seun gegee. Johannes 3 vers 16 dan, bekende versie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. Hy is liefde, en daarom gee hy homself. Daai sê ook, God het lief, en daarom stuur hy sy seun, gee hy homself. So daar was nie enige voorwaarde nie. Hierdie is regtig belangrik om te sien van hierdie liefde. Daar was geen voorwaarde behalwe hy self nie. God het uitverkorenes lief gehad, en daarom het hy sy seun gestuur. Alles van hierdie liefde begin by homself. Ons moet daarom nie dink, ons gaan vanaand ook daarby stil staan, by God se eenvoudigheid. God is God, en dan het hy hierdie boekrak van eienskappe. En dan trek hy die eienskap van liefde uit, en hy gee dit vir die wêreld nie. Of dan, op 'n ander stadium, dan trek hy die eienskap
van geregtigheid en regverdigheid uit en dan oordeel hy die wêreld nie. Hy is liefde. Daarom is hy die enigste voorwaarde. Voor die grondlegging van die wêreld, voor alles, voor enigiets was behalwe God, het hy in sy liefde besluit om te red. Jou te red, gelowige. Hy het dit bewys deur sy seun te gee. Deur sy seun wat mens word. Hierdie is net so belangrik. Ons praat dalk baie keer so onbewustelik, maar het God ons lief net as gevolg van die seun se werk? Dink ons skets baie keer die prentjie van die Vader die Vader het hierdie eienskappe van toornigheid en heiligheid en hy wil sondaar straf en dan kom die seun net tussen en sê, wag Vader, ek het vir hulle sondes betaal. En ja, Christus is ons middelaar en hy het vir ons sondes regtig betaal, maar God, drie-enig, het besluit om sondaars te red. Hy alleen is die voorwaarde. Hy het lief en daarom stuur hy sy seun. Hierdie is net so goed. Kyk daarna, bepeins dit. Sy seun wat gemaak het dat ons nou sy kinders kan wees. Nou, dis belangrik om hier te verstaan wat Johannes presies bedoel met kinders. As Paulus praat van ons as kinders van God, dan is sy klem op, ons is aangeneem as sy kinders. Ons is in Christus nou ook seuns en dogters van God, aangeneem deur die versoeningsoffer, deur ons eenheid met Christus, deur die Gees, kry ons al die voorregte van kinders van God, al die seun, ons kan tot die Vader toetree in die naam van die seun, soos 'n seun en 'n dogter van God. Ons kan sê, ons Vader. Ons kan weet, hy is lief vir ons en daarom tugtig hy ons. Ons kan weet, hy beskerm ons en hy sorg vir ons. Ons is deel van sy huisgesin. Ons is aangeneem in sy huisgesin in. Ons bly in Jesus. Jesus is ons huis. Paulus sê in Galasiërs 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En as julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. En hierdie is deel daarvan, en ook waarin ons die wonderbare liefde van God raak sien, hierdie aanneming tot kinders, dat ons vreemd was, slawe was, maar God het uit genade ons daar uitgetrek en in sy huisgesin ingeplant. Dis natuurlik so. Maar dis nie die eerste klem wat Johannes hier het nie. As Johannes sê, ons is kinders van God, ja, dit sluit in dat ons aangeneem is. Maar in die eerste plek wil hy sê, ons is gebore uit God. Ons is geborenis, kinders. Sy woord vir kinders gaan hier oor afstammelinge. Ons is afstammelinge van God, in 'n sekere sin. Dit wys op waar jy vandaan kom, hoe jy is, omdat jy van 'n sekere plek afkom, van sekere ouers afkom. So hy fokus op, God is ons nuwe oorsprong, as ons nuwe lewe. Hy praat van kind, as iemand wat voortgebring is deur die ouers. Kyk hoe spring hy van vers 29 af na die volgende vers. Hy sê in vers 29 van hoofstuk 2, ons weet dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. En dan begin hy met vers 1 van hoofstuk 3. Kyk watter liefde dit is, dat jy gebore kan wees uit God. As jy gebore is uit jou ma of pa, ma en pa, dan is jy mos hulle kind. Johannes bedoel dus in die eerste plek, ons is kinders deur wedergeboorte. Hierdie is net so wonderbaar. Want natuurlik, dis ook net in Jesus moontlik. Ons wedergeboorte is daai moment
waar die Heilige Gees jou totaal en al nuut maak, jou wil verander, wie jy is verander, dat jy nou na Christus toe draai en hom van harte aanneem as jou enigste verlosser en koning, en dis net moontlik in Christus se opstanding. Dis wat Efesiërs 2 sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, weer eens daai klem op, kyk net hoe goed is God dat hy dit aan mense doen. Kyk, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Met genade is julle gered. Daai lewend gemaak is ons wedergeboorte. Jy was dood in die graf. God het jou daar uitgetrek. Hy het deur sy Gees jou nuwe lewe geskenk. Daai lewe wat ons nou lewe is in Christus. En daarom sê Paulus ook, kyk wie is hy. Hy's ryk in barmhartigheid en hy het ons lief met sy groote liefde. Kyk wie was jy? Kyk waar was jy? Jy was vrot, dood, in jou misdade en sondes in die begin van hoofstuk 2 van Efesiërs. Ook toe ons dood was in die misdade en sondes. Jy het God gehaat. Jy het God gehaat. Vrotsel, etter het uit jou gedagtes in jou mond uitgepeel elke keer as jy gepraat het. Dis hoe Paulus praat van iemand wat nie in Christus is nie, sonder hierdie lewe, Romeine 3. Hulle keel is 'n oop graf. Dink net aan daai beeld. Dis hoe jy was. Vrotsel het uitgepeel uit jou mond uit. Geskinder en leuns en haat. Jy het God en jou naaste gehaat, sê Titus 3 vers 3. Jy was nie God se kind nie, maar 'n kind van die toorn, sê Efesiërs 2 vers 3. Jy het net vir jouself geleef, sonder God en sonder hoop in hierdie vrot wêreld, in slawerny van jou eie sonde tot die dood. Lief vir Satan. Hy was jou vriend saam met die wêreld en jou eie sondige begeertes. En hierdie is regtig belangrik om hierby stil te staan en ook na dit te kyk. Ons kan nie God se liefde raak sien as ons nie sien waaruit het hy my gered nie. Kyk, wat was ek? Ek was 'n sondaar dood. As God my gelos het, waar sou ek nie gewees het nie? Daarby, as dit nie was vir sy weerhoudende genade nie, waar sou ek nie gewees het nie? Bedink dit, as God nie keer nie, hoe sleg kan ons wees? Slegter as enige kommunis of plaasmoordenaar, verkragter of 'n Nero of 'n Malema of wie ook al. As God nie keer nie, wat kan ons wees? Iemand het 'n keer gesê, as jy twyfel aan ons totale verdorwenheid, vra net, as jy 'n 2-jarige kry wat 'n tantrum gooi oor, ek dink die beeld wat die ou gebruik het was om 'n horlosie te vat, die ding wat blink. Hy wil die horlosie hê en hy kan nie nou nie en hy is besig om rooi te word van woede. As ek my vingers klap en daai seentjie is 'n 20-jarige man met 'n pistool in sy hand. Wat gaan hy doen? Hy gaan jou net daar vermoor en die horlosie vat. Dis hoe ons is, dis hoe ons was.
voor God se liefde. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het in sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ons wedergeboorte geskenk. Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vers 10, terwyl ons nog vyande was, is ons met God versoen deur die dood van sy seun. Ons was vyande van God, ons het hom gehaat, en hy was oor ons met sy oordeel. Daar was nie versoening nie, ons was op pad na die ewige verdoemenis, na ewige regverdige oordeel van God, maar God, kyk wat sy groot liefde, ja, net nou, kyk en proe, soos die fees van die nagmaal vier, kyk en proe. Kyk, dat ons saam met al die heiliges ten volle kan begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus kan ken wat alle kennis oortref, sê Paulus in Efesiërs 3. Kyk. Hierdie moet met jou praat. In 'n wêreld waar ons geleer word dat ons liefde moet verdien. En waar hierdie liefde dan so vreemd is dit so belangrik om net te kyk. Nie net te kyk en dan aan te gaan nie, kyk. Neem dit regtig in. Wat is hierdie? Sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld ken ons nie iets soos hierdie nie. Dis regtig vreemd en daarom moet ons kyk. Dis van 'n ander land. Ons bring hierdie manier van dink, ons lewe in hierdie wêreld waar ons liefde moet verdien, en dan bring ons hierdie selfde manier van dink dan in ons verhouding met God in. En daarom is dit so belangrik om te kyk. Ons is so geneig om te dink, ons moet God se liefde verdien. Maak nie saak wat ons bely nie, ons kan mooi op skrif bely, maar ons harte neig heeltyd terug na hierdie liefde wat nie so vreemd is nie. Liefde wat ons moet verdien. Ons sondige nature draai en dink, die merktekens wat Johannes hier noem in die brief, is voorwaardes vir God se liefde. Ek moet eers wandel soos Jesus gewandel het, voor God my sal lief hê. Ek moet eers hierdie sonde oorwin, voor God my sal lief hê. Ek moet eers belydenis van geloof aflê, voor God my sal lief hê. Ek moet eers weer 'n keer nagmaal gebruik, voor God my sal lief hê. Ek moet eers, en raak ons so moeg. En omdat ons moeg raak, verdraai ons weer die wet van die Here net so bietjie dat ek beter kan voel. Ek het hierdie reg gekry, so God is nou bietjie meer lief vir my. Dan sit ek by die lysie menslike wette. Ek moet eers hierdie regte tradisie goedjies doen. Ek moet eers so aantrek en ek moet eers so lees en ek moet eers so maak. Ek moet net eers mooi inpas in die gemeente en dan sal hy my lief hê. Ons draai dit ook om. My lewe is 'n gemors, so God is nie lief vir my nie. Ek het seker nie genoeg. Wat ook al nie. En natuurlik, dit wat ons in Maleagi en Exodus gesien het, natuurlik binne in omstandighede ervaar ons die Vader se partykeer sy tugtiging, sy wegdraai van sy vriendelike aangesig as ons in sonde volhard. Maar dan moet ek weer kyk na sy liefde vir my in Christus. Jy kan net hierdie merktekens doen omdat God jou eerste lief gehad het. Johannes 4 vers
16, 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Ja, God vind baie vreugde daarin as sy kinders teen hulle sondes veg en streef daarna om in sy waarheid te bly. Maar hoe is jy sy kind in die eerste plek? Wie maak dat jy wandel soos Jesus gewandel het? Al die merktekens vloei uit wedergeboorte. Elke sekonde van gehoorsaamheid aan Christus is, kyk God se liefde. Wie doen wedergeboorte? Is hy. Is nog altyd hy. Want hy het jou lief. Toe die Heilige Gees in jou die wedergeboorte gewerk het, jou in Christus ingelyf het, het ons daarmee saam versoening van sondes gekry. Ons het deel gekry in Christus se kruisoffer, waarin ons regverdig verklaar word. Hy het my sondes gedra, hy het sy geregtigheid vir my gegee, sy reg doen. En die Vader het ons aangeneem as sy kinders. Hy het vir ons in Christus se opstanding heiligmaking gegee, waarin ons nou kan wandel in 'n nuwe lewe. Hy gee vir ons nou reeds die ewige lewe, deurdat ons hom kan ken al hoe meer. Ons verwag verheerliking, die verheerliking wat ons nou reeds kan proe. Hy gee alles. Ons het hierdie bepeins, en dan moet ons dit vir onsself preek. O my siel, jy is 'n kind van God. Nie om jouself beter te laat voel oor die sondes wat jy pleeg nie. Dit is die werklikheid. Jy is die kind van God. Jy is nie besig om kind van God te word nie. Jy is reeds totaal en al uit sy genade. Dis wie jy is in Christus. Met elke besluit waar jy gekonfronteer word, ons werk altyd uit wie ons is. Ons mensbeskouing en ons siening van onsself bepaal alles wat ons doen. Ek moet vir myself preek, ek is nie meer 'n kind van Satan nie. Kind onder die toren nie. Ander geslag nie. Die Gees het my natuur verander. Ek is nou kind van God. So kyk. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Kyk, hy kyk of jy kyk. En hy wag tot jy kyk. Hy wil hê sy kinders moet kyk. So het jy al gekyk. Bepeins. Miskien voel jy, ek kan nie kyk nie, want ek dra nie die merktekens van 'n gelowige nie. Ek dra nie die merktekens van kind van God nie. Hoor dan weer hoofstuk 2 vers 1 van 1 Johannes. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Ook hierdie, kyk vir God se liefde, dat jy nie moet sondig nie, dat jy moet groei in heiligmaking, dat jy die sonde moet aflê. Ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. Maar as iemand gesondig het, kyk nog steeds. Ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Hy is die versoening van ons sondes. Gaan na Jesus toe, sodat jy ook kan kry om sy liefde te sien. So ons is nou sy kinders, en dit beteken ons het 'n verhouding met die Vader, ons bly in Christus, en in hom bly ons in die Vader, en ons doen dit deurdat die Gees in ons bly. Ons ken God drie-enig persoonlik. Ons is die Vader se kinders, omdat hy ons eerste lief gehad het. Maar dit beteken, nou is daar iets anders, of iemand anders, wat ons nie meer ken nie.
die wêreld. Dis ons tweede punt, daai laaste deel van vers 1. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. En in Johannes is hierdie ken regtig belangrik. Ons het laasweek met Eksodus 2 se einde ook bietjie stil gestaan by hierdie ken in die skrif, en dan spesifiek by Johannes, is nie net kennis nie. Dit is ken so persoonlik en intiem, dat dit lewensveranderend is. Dis ken tot in die diepste dele. As ons Christus ken, soos Johannes dit gebruik, dan sê dit ek is in hom. As jy Christus ken, dan is jy in hom en hy in jou, deur sy gees. In eenheid met hom, want ek leef nie meer nie, hy leef in my. Dis om Christus te ken en deur hom geken te word. En die wêreld ken God nie so nie. Die wêreld is die totaal verdorwe mensdom in vyandskap teen God. Die wêreld is in die mag van die bose. Die wêreld leef in opstand teen God. Die wêreld haat God soos ons van nature was. Die wêreld het hom nie geken nie. En hy het hom, daai is die Vader van wie Johannes praat. Hy gaan in die begin van die vers. Maar is ook die een deur wie die Vader geopenbaar is. Die wêreld ken nie vir Jesus nie. Johannes 1:10 sê, Jesus was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan, maar die wêreld het hom nie geken nie. Sy eie skepsele het hom nie geken nie. Hulle verwerp hom, haat hom met 'n passie. Maar nou het God vyandskap gestel. Genesis 3 vers 15. Hy het vyandskap gestel tussen die saad van die slang en die saad van die vrou. Met ander woorde, die saad van die vrou is nie meer die saad van die wêreld nie. God het wedergeboorte geskenk aan die saad van die vrou, dat hulle God kan ken. En die saad van die slang haat God en hulle ken hom nie. So die saad van die slang gaan die saad van die vrou haat. God het wedergeboorte geskenk, totaal en al verander. So ons is nie meer soos die wêreld nie, en daarom ken die wêreld ons ook nie. Daar is nie meer hierdie lewensveranderende ken tussen ons en die wêreld nie. Ek is nie meer soos die wêreld nie. Ek kan nie meer nie. Dis verby. Daar is nie meer 'n ons in hierdie wêreld nie. Disippels van Christus het nie die wêreld lief nie. Die bande is gesny. Ons het vir Jesus leer ken. Ons is in hom, en toe ons vir Jesus sien, in ons wedergeboorte, soos Psalm 16 daarvan praat, het ons gesê, versadiging van vreugde is voor u, by u regterhand, lieflikhede vir ewig. Ek wil niks anders hê in hierdie wêreld nie. Al hierdie goed waarmee ek my besig gehou het, wat my soveel vreugde gegee het, skynbare vreugde, dis niks, dis drek, want ek het nou vir Jesus. Ek het niks nodig nie, want hy is my herder. Hy is kosbaarder as enige goud en soeter as heuning en heuningstroop in hierdie wêreld. Ek het vir Jesus. Ek het, soos die man in die gelykenis van die skat in die saailand, die ware skat gekry. Terwyl hy gegrou het, was hy dalk nog moedeloos, en toe kap hy iets raak, en toe is dit asof die ywer net begin opborrel. Wat is hierdie? Hy gooi die goed net uit om dit te kry, en hy sien, dis die skat, dit gaan my hele lewe verander, ek hoef nie meer so miserable te wees nie, ek het 'n skat. Die wêreld het dit nie. Hulle wil ook nie, en daarom ken die wêreld ons ook nou nie meer nie. Dit beteken jy gaan vreemd wees vir die wêreld. So vreemd soos wat hierdie liefde is vir ons, omdat ons dit nie eers nie geken het nie. So gaan ons wees vir die wêreld. Hulle gaan sê, julle hoort nie in hierdie wêreld nie. Julle hoort nie hier nie. Julle is van 'n ander land. En die wêreld is blind vir die waarheid dat ons kinders van God is.
Hulle sien die kinders van God, maar hulle sien nie dat ons kinders van God is nie. Hulle ken ons nie vir wie ons regtig nou is nie. Hulle sien nie die ware God nie. 2 Korintiërs 4:4 sê, Satan het die ongelowiges se sinne verblind, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus nie op hulle sou skyn nie. So hulle sien nie wat ons sien nie. En daarom gaan die wêreld vir jou sê, hy's nie een van ons nie, hy hoort nie, ons ken hom nie, hy is een van daai Christene, daai Jesus freaks. Hulle haat ons. Want ons is nou kinders van die wêreld se vyand. En daarom sê hy in vers 13, verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Want die wêreld haat vir Christus. Jesus sê in Johannes 15 dit ook. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld se eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. 'n Diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, gaan hulle julle ook vervolg. Hulle gaan julle haat. Dit is 'n feit. Nêrens in die skrif kry ons die idee, dis 'n miskien nie. Dis 'n feit. Trouwens, dis 'n merkteken van die gelowige wat Johannes hier gee. Gelowiges word gehaat deur die wêreld. Jy gaan beledig word, gespot word, uitgestoot word. Jy gaan nie inpas nie. Mense by die werk gaan van jou skinder. As jy in sy waarheid bly, gaan jy vals beskuldig word van diskriminasie en haat. Ag, kyk net in die media oor die onlangs die besluite in lyn met die skrif van die GKSA. Die wêreld kan dit nie vat nie. Jy gaan aangekla word van haatspraak. As jy in die openbaar sê, sodomie kan nie in die koninkryk van Christus nie, al glo die wêreld nie as dat die koninkryk van Christus 'n werklikheid is nie. Dis haatspraak. Jy gaan nie soos die wêreld jou kinders opvoed nie, en hulle gaan jou daarvoor haat, want hulle wil eintlik jou kinders hê. Hulle sê, almal se opinies is toelaatbaar, behalwe joune. Want joune is Christus in, en ons haat hom. Ons ken jou nie. Jy gaan altyd te konservatief wees of net nie ernstig genoeg nie. Te na enige kant toe. Jy gee nie genoeg om oor ons land nie, of oor ons welvaart nie. Partykeer gaan dit lyk asof die wêreld besig is om te veg vir die regte goed, maar as jy gaan begin praat oor Jesus en om alles in hierdie wêreld te los vir hom en net hom, gaan hulle vir jou sê, jy's mal. Want hulle ken nie vir Jesus nie. Sodra jy al hierdie goed losmaak van Jesus en al hierdie goeie goed waarvoor die wêreld nog kan veg en dit bietjie hier en daar kap, sal jy dit kan verkoop vir die wêreld, want die wêreld sal alles koop behalwe Jesus. Dis hoekom die wêreld ons haat. Die wêreld haat ons nie omdat ons saamstem, ja, dis verkeerd om moord te pleeg nie. Die wêreld haat ons as ons sê, Jesus sê, dis verkeerd om moord te pleeg. In dit alles vir die gelowiges in die verlede wat regtig deur aaklige vervolging is. En vir ons het ons geweldige groot vreugde en blydskap. Ons is
kinders van God. Kinders van God het hoop op 'n wonderlike toekoms. Daai volgende 2 verse net vinnig. Geliefdes, nou is ons kinders van God en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Ons het hoop. Regte hoop. Om eendag Jesus te sien van aangesig tot aangesig soos hy regtig is. Regverdig, sonder sonde in sy heerlikheid. En dan sal ons in volmaaktheid, in gemeenskap met hom en die Vader wees deur die Gees vir ewig. So ken jy die liefde van die Vader? Het jy dit al gesien? As jy het, gaan jy die merktekens, die kentekens van wedergeboorte wys. Jy gaan onder andere gehaat word deur die wêreld, maar jy gaan ook weet, die Vader is lief vir jou, so lief soos vir sy eie seun. Kom ons sing